Goeiemôre, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou gister gebeur daar iets wat my ontstel het, iets wat nie vir my lekker was nie. Daardie plek waar jy amper jou speelgoed wil gooi en voel jy wil weghardloop. En jy ken daardie gevoel, daardie optrede van mense wat jou dwars in die krop steek, daardie oomblik waar jy jouself afvra, wat op aarde besiel hulle om so iets te doen? En soos dit dikwels met sulke dinge gaan, hou dit jou gedagtes gevange. Hoe meer jy daaraan dink, hoe groter word dit. Dit sneeubal, dit word net erger. En dan probeer jy jou aandag aftrek en jy kyk 'n video op YouTube en jy blaai deur Facebook en jy probeer fokus op iets anders. Maar jy vang jouself telke male dat jy weer terug is in daardie gedagtes. Jy herhaal die gesprekke, jy dink aan wat jy moes gesê het, jy verbeel jou wat die ander persoon bedoel het en jy skryf draaiboeke in jou kop. En voor jy jou kom kry, is jy nie meer besig met wat gebeur het nie. Jy is besig met alles wat moontlik kan gebeur. En hier is die ding, dis menslik. Daar gaan dinge wees wat jou seermaak. Daar gaan dinge wees wat jou ontstel. Daar's oomblikke waar jy voel van, hoekom die duiwel 'n vatkans gee in die lewe? Want jy weet, daar is iets wat in jou begin groei, wat gevaarlik kan wees in sulke situasies. En ek dink eerlikwaar, 99% van mense sou nie van hierdie situasie gehou het nie. Dit was so menslik soos wat menslik kan wees. In 'n vorige video het ek gepraat van die bobbejaan agter die berg gaan haal, en dis presies waar die gevaar inkom. Want wanneer ons seer gemaak voel, sien ons nie meer die wêreld helder nie. Die Engelse sê, you can't see the forest for the trees. Sielkundiges noem dit kognitiewe vervormings. Ons begin katastrofies dink, ons vul die leespasie met aannames, ons neem die ergste aan. Ons gee motiewe aan mense wat hulle dalk nooit gehad het of bedoel het nie. En die vreemde ding is, hoe langer ons daaraan dink, hoe meer werklik begin ons eie storie voel. Selfs al het dit nooit gebeur nie. En die Bybel waarsku hierteen. In Spreuke 4 vers 23 staan daar, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Want wat jy in jou hart voel, vorm die wêreld wat jy sien. As ek negativiteit voed, sien ek oral net vyande. As ek bitterheid voed, sien ek oral bedreigings. As ek woede voel, begin ek mense deur die lens van seer kry beoordeel. Dink aan hoeveel sulke situasies jy al beleef het, hoe vinnig misverstande kan groei, hoe maklik verhoudings kan breek. Nie noodwendig oor wat gebeur het nie, maar oor die stories wat ons daaroor geskryf het. Daar's 'n ou Cherokee verhaal wat vertel van 2 wolwe wat binne in elke mens leef. Die een wolf verteenwoordig woede, bitterheid, vrees en haat, en die ander een verteenwoordig liefde, vrede, hoop en deernis. En die kleinseun vra toe vir sy oupa, oupa, watter wolf wen? En die oupa antwoord, die een wat jy voer. Vanoggend het ek wakker geword en met 'n bietjie meer afstand, 'n bietjie meer slaap en 'n bietjie meer bewussyn, het ek iets anders begin sien. Ek het dit reg gekry om nie die hond van negativiteit te voer nie, nie die hond van katastrofies te denke nie, nie die hond van wat oral net bedreiging sien nie, maar die hond van vertroue, van geloof, van rustigheid, van logika, van liefde en van deernis. En skielik gebeur daar iets mooi binne my. My perspektief begin verander. Ek kyk weer na die ander persoon en ek kyk weer na die situasie en skielik sien ek iets wat ek gister nie kon sien nie. Ek sien nie iemand wat daarop uit was om my te breek nie. Ek sien iemand wat omgee. Ek sien iemand wat daar probeer het om ander mense te help. Ek sien dat die optrede wat my seer gemaak het, eintlik iets van daardie persoon se karakter wys. Dat daar deernis was, dat daar liefde was, dat die bedoeling dalk heeltemal anders was as die storie wat ek myself vertel het. En hoe ongelooflik is dit, dat dieselfde gebeurtenis 2 verskillende wêrelde vir ons kan skep. Die een word gebou deur vrees en die ander deur liefde. Soos 1 Johannes 4 vers 18 sê, volmaakte liefde dryf die vrees uit. Want vrees verklein ons perspektief en liefde verbreed dit. Moderne sielkunde praat van kognitiewe herwaardering, die vermoë om bewuslik anders na 'n situasie te kyk, nie om die pyn te ontken nie, nie om die grense te ignoreer nie, maar om onsself af te vra, is daar dalk nog 'n ander manier om hierna te kyk? Jesus het dit voortdurend gedoen, aan die kruis, in die middel van sy onreg sê hy, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy sien verder as die gedrag, hy sien die mens. En miskien is dit die uitnodiging vir ons ook. Nie om naïef te wees nie, nie om onsself toe te laat om misbruik te word nie, maar om versigtig te wees oor watter stories ons skep wanneer ons seer gemaak word. Want die grootste geveg is dikwels nie wat buite ons gebeur nie, dis wat binne ons gebeur. So dalk is die vraag vandag, watter hond voer jy?
die een wat jou herinner aan elke onreg, die een wat die bobbejaan agter die berg gaan haal, die een wat jou dalk vasvang in aannames en katastrofiese denke, of die een wat kies om stadig te wees, om rustig te wees, nie so maklik en vinnig kwaad te word nie, wat die voordeel van die twyfel gee, wat ruimte maak vir deernis. Want soms verander die ander persoon nie, soms verander die situasie nie, maar wanneer ons anders begin kyk, verander ons. En baie keer is dit waar vrede begin. Nie wanneer alles om ons perfek is nie, maar wanneer ons kies om ons gedagtes nie deur vrees te laat lei nie. Vandag wil ek jou aanmoedig, voer die hond van geloof, voer die hond van vertroue, voer die hond van liefde, want die een wat jy voer, is die een wat uiteindelik jou lewe gaan vorm. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap, mooi loop.